Man in die rolstoel, episode 19, en dit is ons voorlaaste hoofstuk van hierdie boek. 'n minuut, 'n volle minuut lank huil Carmen asof iets binne in haar kan breek. En Rion het geen idee hoe om haar te troos nie, al wil hy hoe graag. Skielik staan sy op. Rion rol sy stoel terug. Hy druk op sy linkerbeen, wys vir haar om daar te kom sit. Sy huiwer 'n oomblik, toe doen sy dit. Liggies. Rion vou haar teen hom vas, haar kop op sy skouer. Hy streel oor haar hare wat los oor haar skouer hang, anders as haar gewone hoog op die kop poniestert of laag in die nek bolla. Dit wat hy binne in hom voel, kan hy nie verklaar nie. Hy het nog nie so gevoel oor iemand nie. Hoe kan hy dit aan homself beskryf? Dit is nie bejammering nie, ook nie 'n skielike vlaag van verliefdheid nie. Geen wilde of dringende behoefte om haar te besit en syne te maak nie, net 'n bitter teer omgee en 'n ongelooflike drang om haar teen alles te wil beskerm, om haar min of meer vir altyd net daar teen sy lyf vas te hou. Maar ook daardie oomblik gaan verby. Sy maak haarself van hom los en staan op. Rion, ek moenie so op jou bene gaan sit nie. Jy sal nie weet wanneer iets seer maak of as die bloedsomloop belemmer word nie. Jy sal dalk nie eens weet as jou been onder my gewig breek nie. Wat laat jou so dink? Vra hy verbaas en voel die leegheid toe sy terugstaan. Ek het dit gegoogel. Ek wou weet min of meer wat met 'n liggaam gebeur as die senuweestelsel na jou onderlyf en bene beskadig of afgesny is. Bieg sy en beduie gang af. Mag ek asseblief jou badkamer gebruik? Ek moet gou my gesig gaan was. Natuurlik, doen dit gerus. Rion haal 'n skinkbord in die kombuis en ry die borde een vir een na die mikrogolfoond toe aan. Hy sal die kos weer warm maak sodra sy terugkom. Intussen probeer hy hard om te onthou in watter toestand hy die badkamer gelos het. Die stort waarin hy vroegoggend regop gestaan het. Hy is van nature 'n netjiese persoon. Hy sou die plek beslis droog gelaat het, sy klere in die wasgoedmandjie gesit het, die toilet gespoel het nadat hy dit gebruik het, sy handdoek en tandeborsel weer opgehang en geberre het. Wat is daar nog wat kan verraai dat hy ewe bedrewe op sy voete is? Niks, hoop hy, maar waar hy in die kombuis op haar sit en wag nie. Daar was sekerlik niks, besluit hy, toe Carmen terugkom en hy ondersoekend na haar effense glimlaggende gesig kyk. Sy het haar gesig onder die kraan afgespoel. Dit is nou gestroop van die laaste bietjie grimering waarmee sy hier aangekom het. En sy is mooier as ooit, selfs met die byna onsigbare kraaispoortjies en rooi langs haar oë, die seerkrylyne by haar mond. Hy skakel die mikrogolfoond aan met die eerste bord, maak haar kos weer warm. Sy neem die bord sommer self tafel toe en voordat hy weer die skinkbord kan pak met syne, is sy terug om sy bord ook te kry. Hulle eet in stilte. En wanneer Carmen weer praat, is dit oor Kersfees, wat 'n bietjie meer as 'n week weg is. My broer en skoonsis het ons plaas toegenooi vir Kersdag. Hulle boer mos daar in die Bronkhorstspruit distrik, vertel sy. Sy het vir my en vir jou genooi, want ek het hulle van jou vertel. Sal ons asseblief maar gaan, Rion? Ons? Dit beteken as hy nee sê, gaan sy dalk ook nie. Ja, dankie. Hoekom voel hy so verras en nogal bly daaroor? Hy wou mos Kersdag alleen wees. Nou sien hy uit om saam met haar te gaan, selfs om die beerman te ontmoet wat hy daardie dag uit die Range Rover sien klim het. Haar broer, Carmen se familie, stukkies van haar legkaart wat vir hom al hoe meer sin begin maak. Dit was die ander mense wat daardie aand van die moord op die plaas aangekom het, terwyl hy die moordtoneel probeer analiseer en opsom het, voordat forensies die liggame kom wegneem het.
Terwille van sy eie behoud, kyk hy gewoonlik nie te lank en te goed na die mense wat in stukke breek, wanneer hulle naasbestaandes so opgekrok moet aanskou nie. Dit is nie asof die werk hom hard gemaak het nie. Nee, maar hoe op aarde kan jy by elkeen betrokke raak wat deur hierdie soort trauma en misdaad gaan? Daar is net te veel sulke mense. Maar nou het die lewe vir hom 'n ander kaart gedeel. Hierdie een, die Carmen kaart, en skielik is hy meer as gewillig om 'n pad saam met haar te stap, teen haar eie pas, as sy hom naby aan haar gaan toelaat, as die volle waarheid eendag uitkom. Wel, op die oomblik wil sy duidelik, van die gesprek bly draai op die plaas naby Bronkhorstspruit en by haar broer en skoonsis en hulle kuier wat voorlê. En die nuwe kampeerwaantjie wat hulle gekoop het, is Serenity, sê sy. Het jy al van die Serenity gehoor, Rion? Vra sy opgewonde. Nog nooit in my lewe nie, antwoord hy. Nou onthou dat ek vir jou wys hoe werk die klein ligte kampertjie. Daar is vele video's op Facebook en hulle het selfs 'n YouTube kanaal. Werner, my boetie, sê dat ons dit selfs met jou kar sal kan sleep. Hy sal vir ons 'n lang ramp prakseer, sodat jy met die rolstoel tot bo kan ry. Dit is nou as die deur wyd genoeg is om jou rolstoel in te laat. Indien nie, sy ligge vinger, slaap jy in die tentgedeelte en ek binne in die camper. Die tent is groot genoeg om 'n hele huis te wees. Ons kan dit vir jou afskort waar jy wil slaap. Wow, stadig. Nou gebeur dinge 'n bietjie vinnig vir hom, dink hy. Maar dan aan die ander kant het sy mos beloof om hom te vat, om in die Wildtuin te gaan kamp. Duidelik wil sy haar belofte nakom, voordat sy dalk wegtrek na 'n ander dorp of plek toe. Hy besluit om haar maar te laat praat. Dit laat haar vergeet van hulle vorige gesprek, en as hy nou kommentaar op enigiets lewer, dink sy dalk hy wil nie saam met haar gaan kamp nie. En hy wil, man, net nie as invalide nie. Duidelik vertolk sy stilswye as 'n soort weerloosheid. Vrees miskien, omdat hy dalk nie sy kant sal bring op so 'n kampeergeleentheid nie. Kry net sy operasie boefvang agter die rug, dan sal hy haar vertel dat hy heeltemal in staat is om dit self ook te doen. Die Wildtuin is natuurlik nou weer vol bespreek hier oor Kersfees en die eerste paar weke in nuwe jaar, sê sy. Ek sal vir ons 'n kampeerstaanplekkie bespreek vir daarna, miskien iewers in Februarie of Maart. Balule sal beslis op ons lysie wees, dalk die eerste paar aande by Ondershabi. Wat sê jy daarvan, Rion? Hy knik. Reg met my. Duidelik neem sy haar liefdadigheidsgeval redelik ernstig op. Laat haar maar die plekke ook bespreek. As sy hom nog wil saamneem, as alles verby is, gaan hy beslis saam met haar. En as die Serenity kampwaantjie so oulik is as wat sy beweer, dan bestel hy sommer vir homself ook een vroeg in die nuwe jaar. Dit is nou as die ding nie te duur is nie. Tentlewe raak 'n bietjie ongemaklik as jy oor 40 raak. En weet jy hoe bekostigbaar is daardie kampwaantjie, vertel Carmen uit haar eie, asof sy besig is om sy gedagtes te lees. En dit is die enigste kampeerwa op die mark op hierdie stadium wat uitkom met 'n lugreëling. Wat sê jy daarvan? Terwyl ek en Werner nou saamstem dat ons die Delmas plaasie eerder moet verkoop as behou, gaan ek sommer vir myself ook een aanskaf met my deel van die geld, as die plek gouerig verkoop. Dan hoef ons nie meer een te leen, wanneer ons in die toekoms wil gaan kamp nie. Wat beteken dat sy waarskynlik voel dat hierdie eerste Wildtuinvakansie vir hulle nie die enigste een gaan wees nie. Sover, u edele, besluit Rion in sy enigheid en in sy kop. Soos wat dinge nou voel en lyk, het hy geen besware daarteen nie. Teen die tyd dat hulle borde leeg is, het hulle
al entoesiasties Wildtuin en ander vakansies ook bespreek. Dalk sommer 'n paar naweke hierna by Pretoria in Dinokeng. Dit is mos 'n uur weg. En Marakele. Hier is 'n hele klomp kampplekke. En wat van Loskopdam en noord van Pretoria, daar by die warm bronne. En al het hy homself gemaan om nie te veel saam te praat nie, is Rion die een wat die plekke verder noord van hulle sit en uitreig. Plekke soos die eiland, Chippies, Mapungubwe en Maggies gaan hulle pret saam hê. Miskien word ek sommer 'n lankstaner met my nuwe Serenity kampeerwa, verklaar Carmen, duidelik op die ingewing van die oomblik van pure entoesiasme oor die moontlike avonture wat op hulle gaan wag. Gaan jy saam met my, Rion? Soms, lag hy, onthou net, party van ons sal nog moet werk vir 'n lewe. Ek het nie 'n plaas om te verkoop nie, sussie. Wil jy vir my vertel wat jy doen vir 'n werk? Vra sy en eet die laaste stukkie hoender op haar bord. Kry nog, sê hy. Nee, dankie. Hy skep asem. Dit kan lank vat as hy alles oor sy werk aan haar moet verduidelik. Toe sê hy, in 'n neutedop, Carmen, ek ontwerp stelsels, alarms en ander elektroniese dinge. Dit koppel op mense se selfone en op monitors en dan sien hulle wat in en rondom hulle huise gebeur terwyl hulle by die werk of op vakansie is. Of selfs al is hulle in die huis, kan hulle sien wat agter die huis of rondom die huis aangaan. Met die druk van 'n knoppie kan jy selfs deure oopsluit, jou koffiemasjien of mikrogolfoond aanskakel of daai lang koker. En is dit wat jy besig is om hier ook te doen? Ek sien al die bokse en goed wat daar onder jou afdak lê. Ek hoop nie jy gaan dit môre saam met die asblikke uitgooi nie, want met daardie soort advertensie lok jy beslis inbrekers wat daarop ingestel is om mense van sulke elektroniese goed te beroof. Rion glimlag effens, dan moet hulle maar kom, ek sal reg wees vir hulle. Jy hoop so, ek weet nie of mens ooit gereed is vir hulle nie. Wel, kom ons kyk maar wat gebeur. Miskien gaan hulle my verby. Wil jy regtig nie nog iets eet nie? Hier is kos vir 'n week oor. Carmen keer saksarel, dalk net genoeg kos vir een persoon vir môre aand, wat hy met die grootste graagte met haar sal deel. Die frikadelle ook, wat hy nie eens tafel toe gebring het nie. Hy het skoon vergeet daarvan. Dit staan nog in die toeblinkbakkie langs die souskluitjies. Dit is nou as sy lus sal wees om môre aand weer oor te kom, want hy voel dat hy nogal daarvan sal hou, as sy dit wil doen. Anders ry met die vleisbolle met sy wielstoel agter haar aan. Hy vra nietemin, ek het so half en half vergeet, daar is frikadelle ook, hoe lyk het, lus vir een? Carmen verseker hom, nee, like, dankie Rion, ek is meer as versadig, tensy jy daarvan wil eet. Hy skud sy kop, hy kan ook nie meer nie, dankie. Sy beduie na die bakke op die tafel. Sal ek die res vir jou in die yskas gaan sit? Jy het jouself nou al katswink agter alles aangery. Laat my toe om dit ten minste vir jou te doen. Hy beduie met die hand. Ja, asseblief. Mag ek die oorsbly groente saam met jou laaste bietjie vleis insit? Dan is dit darm net een bak wat nou moet yskas toe gaan. Jy beter? Ja, want die ou yskassies is maar klein. Daar is skaars genoeg plek vir my daaglikse bier, spot hy. Carmen lag en doen die saamskep ding sommer net daar by die tafel. Daarna maak sy die bak toe en stap met dit kombuis toe. Sy maak sy yskas oop asof sy dit al 'n leeftyd met hom deel en pak dit op 'n rak. Sal ons die pudding dadelik eet of wil jy so 'n bietjie wag? Vra Rion toe sy terugkom tafel toe om die leë borde ook af te dek. Sien jy kans as ons 'n bietjie wag? Wil jy nie gaan rus na ete nie? Vra sy met die skottelgoed nou in haar hande. Nee, wat nie vandag nie. Nie voor ons daai lekker tuisgemaakte kluitjies geëet
en koffie gedrink het nie. Hy smag wel daarna om sy bene effens te rek, maar nou ja, gelukkig kan hy darm so effens beweeg onder die tafel, as hy dit geruisloos kan doen. Hy rol die stoel effens terug om haar dop te hou, terwyl sy met die skottelgoed na die wasbak stap. Sy sit dit in en kyk net so terloops uit op die agterplaas, en toe maak sy 'n baie vreemde geluid en kom gebukkend na die tafel toe aan. Haar volgende woorde laat hom na sy selfoon gryp om te sien wat dit is wat hy gemis het. Rion, daar is mense in jou agterplaas en ek beloof jou, dit is nie die plaaslike tuindienste oukies nie. Onthou, dit is Sondag. Ek sien, kom saam. Hy wys vir haar om vooruit na die tweede slaapkamer van die huisie te gaan. Daar druk hy 'n knoppie en die monitor kry lewe en hulle sien die manne. Nie net een donker figuur met 'n klap mis oor die kop nie. Daar is 6 van hulle in die agterplaas en waarskynlik 'n paar by die voordeur ook. Een staan reg langs sy agterdeur, waar Sean die ander klein kameraadjie opgesit het. En net soos wat hy verwag het, is een van die figure wat daar in die agtergrond wag om sy deel hier te kom doen, die donker seun met die spierwit hare. Rion druk die noodknoppie van Buffalo Sekuriteit. Hy draai na Carmen toe en sê, liewe vroumensie, wat ek nou gaan doen, gaan jou dalk verskriklik skok op die oomblik, en ek vra by voorbaat dat jy my asseblief sal vergewe hiervoor, maar daar was 'n rede voor, en asseblief, wat ook al deur jou kop gaan, moet asseblief net nie uitroep nie. Ek wil net die ouens moet weet, dat ek reg en paraat is vir hulle nie. Wat Rion? Vra sy, haar oë nou waawyd oop van bekommernis. Dit, hy staan uit die rolstoel oop en stap met sy voete na sy kluis toe. Hy haal sy .3 revolver uit en 'n kartonnetjie met rond is, waarna hy seker maak dat daar genoeg patrone in die magasyn is. Hy sit 'n paar daarvan in sy hempsak ook. En toe kyk hy op in haar gesig en wat hy daar sien is ongeloof, afkeur en meer as 'n dosis woede. As hulle hierdie ding gaan oorleef, gaan hy haar na vandag waarskynlik nooit weer sien nie. Dit staan dwars oor haar gesig geskryf. Hy het vir haar gelieg, haar doelbewus om die bos gelei. Miskien verdien hy nie die doodstraf daarvoor nie, maar dit sal voorwaar vir hom soos die dood voel, as hy hom genoeg verag oor sy verraad en voorgee, om nou uit sy lewe te wil verdwyn. Maar op hierdie oomblik het hy veel groter probleme as dit. Iemand is besig om die kombuisdeur se veiligheidshek af te breek. Asof dit die teken is, kom Carmen nader en toe gryp sy self 'n klompie patrone uit sy boksie, voordat sy omdraai en parmantig sitkamer toe laat spander. Hy sit daar agterna om te sien wat sy gaan doen, maar hy's net betyds om te sien hoe sy agter die eetkamertafel afsak. Wel goed so, ten minste is sy buite sig as hy daar is. Hy wag langs die gangmuur toe die kombuisdeur uiteindelik meegee en ten minste 4 van die 6 van die manne instorm. Almal van hulle is gewapen. Wanneer die eerste een by Rion verbystorm na die slaapkamer se kant toe, gryp hy die revolverhand en die ding trek met 'n dawer oor die vloer. Behendig keer hy die bliksem om en hou hom as skild voor hom. En toe klap die eerste skote. Word vervolg.